Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog goed met julle almal. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam tyd te kan spandeer in Numeri 15. Nou in die vorige hoofstuk het ons gelees waar Israel geweier het om die beloofde land binne te gaan en God besluit het dat daardie geslag in die woestyn sou sterf. En alhoewel die verhaal met oordeel eindig, begin Numeri 15 in die meeste vertalings met hierdie wonderlike woorde wat sê: wanneer julle in die land kom wat ek aan julle gee. Nou hierdie is vir my so mooi bewys van God se genade, want sien, al het die volk geval, het God nie sy beloftes teruggetrek nie. Hier praat hy reeds oor die dag wanneer die volgende geslag die land sal binnegaan. Nou dit herinner ons dat ons ontrouheid nie God se getrouheid uitkanselleer nie. Waar ons val, bly God getrou aan sy woord. Vers 3 tot 13 handel oor offers, wat net weer 'n bewys van God se genade is, want ons sien hoe God weer die voorskrifte gee oor die graanoffers en drankoffers, wat saam met die brandoffers gebring moes word. Alles offers om sonde te versoen, en offers as 'n uitdrukking van dankbaarheid. Nou dis vir my mooi dat God juis op die punt van hulle mislukking Israel weer moes herinner aan hulle versoening deur offerande en aan die noodsaaklikheid om dankbaar te wees, selfs in die woestyn. Die graanoffer saam met die wyn as drankoffer, wat saam met die bloedoffer gaan, spreek van dankbaarheid en vreugde. Jy sien, ons kan werklik dankbaarheid en vreugde hê in die Here, selfs wanneer ons die pyn van ons eie mislukkings en God se liefdevolle tug ervaar. Daarna leer die Here hulle dat dieselfde wet vir die Israeliet en die vreemdeling moes geld. God maak geen onderskeid tussen mense wat opreg na hom toe kom nie. Die was reeds 'n heenwyse na die evangelie, waar elkeen, Jood en nie Jood, deur geloof in Jesus welkom is. En dan lees ons van die eerste vrugte van die deeg wat aan die Here gegee moes word. Nou dit was 'n herinnering dat alles wat hulle gehad het van God afkom. En so moet ons ook in ons lewe vandag God eerste stel. Want sien, wanneer ons die eerste en die beste vir hom gee, erken ons dat hy die bron van al ons voorsiening is. Die hoofstuk maak ook 'n onderskeid tussen onopsetlike sonde en opsetlike sonde. Vir opsetlike sonde het God 'n offer voorsien. Dit wys net weer eens sy groot genade. Maar die persoon wat doelbewus en hardkoppig teen God rebelleer, het hom verwerp. Hier gaan dit nie oor iemand wat struikel en berou het nie, maar oor iemand wat met 'n trotse hart weier om hom aan God te onderwerp. Ons sien dit hier in die verhaal van die man wat op die Sabbat hout opgetel het. Dit was nie bloot omdat hy hout opgetel het nie. Dit was 'n openlike daad van ongehoorsaamheid, nadat God sy wil duidelik bekend gemaak het. Sy optrede het gewys dat hy God se gesag verwerp. Dan vers 37 tot 41 is vir my die mooiste gedeelte van hierdie hoofstuk, waar God die Israeliete beveel om tossels aan die hoeke van hulle klere te maak, met 'n blou draad daarin. Elke keer wanneer hulle hierdie tossels sien, moes dit hulle herinner aan God se gebooie en dat hulle aan hom behoort. Dit het hulle daagliks herinner om heilig te leef en dat hulle burgers van God se koninkryk is. Dit was ook 'n duidelike teken aan ander mense dat hulle deel is van God se volk. Nou ons dra nie vandag hierdie tossels nie, maar ons het iets baie groters. Ons het die Heilige Gees wat in ons woon. Hy herinner ons aan God se woord, oortuig ons wanneer ons afdwaal en help ons om soos Jesus te leef. Die kruis, die Bybel en die nagmaal is ook deel van ons tossels wat ons herinner wie ons is en aan wie ons behoort. Nou my gebed is dat ons in alles Jesus eerste sal stel vandag en dat ons sonde sal haat. Mag ons lewens vandag 'n getuienis wees van sy liefde. En mag die Here julle vandag seën en mag julle elke dag onthou dat julle burgers van die hemel is en dat julle aan die koning van die konings behoort. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.